is so lekker om julle vandag te sien. Sien julle 'n bietjie iets anders raak vandag wat ek nie gewoonlik aan het. Ek weet julle kan dit nie mis nie, dis te mooi. Kyk julle, ek het 'n medalje gewen. Ek het vandag deelgeneem in die 100 meter resies en ek het eerste gekom en toe gee julle vir my as 'n prys hierdie cool goue medalje. Julle, het julle al ooit gewen? Dis verskriklik lekker om te wen, nee. Nou, aangesien ek so goed gedoen het vandag en aangesien ek gewen het en 'n prys gekry het ek gedink om 'n bietjie slim goeders wat ek weet van resies af met julle vandag te deel. So ek gaan vandag 3 belangrike goeders van resies met julle deel. So julle moet nou mooi luister, julle moet julle ore spits en julle moet sommer notas vat, man, want hierdie is baie slim goeders en dit gaan jou baie help as jy resies wil hardloop. So, die heel eerste ding wat julle moet weet is, dat 'n resies 'n beginpunt en 'n eindpunt het. Dis cool, nee. Hy het 'n beginpunt en 'n eindpunt. Dis soos 'n mens se lewe, want 'n mens se lewe het ook 'n beginpunt en 'n eindpunt. Die beginpunt is wanneer jy gebore is. En die eindpunt is wanneer jy eendag doodgaan, nee. So, net soos in 'n normale resies, het ons lewe ook 'n beginpunt en 'n eindpunt. Die tweede ding wat ons moet weet oor resies wat baie belangrik is, en hierdie is regtig erg 'n baie belangrike een, is dat ons as atlete die reëls moet volg. Ons moet goeie sportmans en sportvrouens wees. Dit beteken, ons moet die reëls volg. As iemand verby ons hardloop, al wil ons eerste wees, mag ons hulle nie trip nie. En ons mag nie hulle hemde gryp en hulle probeer terughou en agter ons probeer instoot nie. Ons moet die reëls volg en ons moet mooi wees met die ander atlete en die mense wat saam met ons hardloop, want hulle het ook hard geoefen om daai dag deel te neem, nee. Dit is hoekom baie mense vandag opkyk na atlete. Ons sien hulle as ons rolmodelle en ons wil graag soos hulle wees, want hulle behandel ander mense mooi, nee. Nou, as ek daaraan dink, en ek dink aan my lewe as 'n kind van God, dan is dit mos wat ons ook moet doen in ons lewens. As 'n kind van God moet ons ook mos die reëls volg wat Jesus vir ons gegee het. En ons moet ook mos ons beste gee en ander mense mooi behandel. Ja, as ons kroekbroeke was en allerlei lelike goeders gedoen het en nie die reëls gevolg het nie, sou ons mos nie vir die wêreld 'n mooi prentjie gewys het wie Jesus is nie. En die Bybel sê vir ons dat as ons hier op aarde is, moet ons probeer om meer soos Jesus te word. So die tweede belangrike ding is baie belangrik. En dit is dat ons die reëls moet volg en Jesus se hart bly moet maak met alles wat ons hier op aarde doen. Wanneer ons resies hardloop en wanneer ons sommer net elke liewe dag leef, nee. Maar dan is daar ook 'n derde ding wat baie belangrik is. Wil julle die derde ding hoor? Die derde ding wat ons moet onthou is dat ons heel beste moet gee tot ons die eindstreep sien. Ons kan nie in die middel van die resie sê ons is nou moeg en ons wil nie meer hardloop nie en ons kan nie gaan sit en gaan rus nie. Dis nie hoe dit werk nie. Ons moet ons heel beste gee totdat ons die eindstreep behaal het. Ek het so rukkie terug in die klas 'n storie gelees van 'n skilpad en 'n hasie wat ook resies gehardloop het. Nou, die skilpad, hulle is mos baie stadig, nee. Ek het met die hasie gepraat en hasies is mos baie vinnig. En die hasie het gehou van wen en hy het geweet as hy vir die skilpad gaan vra om resies te hardloop, dan gaan hy definitief wen. So hy sê toe vir die skilpad, "Skilpad, ek wil resies hardloop teen jou." En die skilpad sê toe, "Okay." Weet julle wat gebeur? Hulle het toe resies gehardloop, maar die hasie, omdat hy gedink het hy gaan definitief wen, het in die middel van die resies besluit dat hy nou eers 'n bietjie wil rus. Hy het geweet hy's baie vinniger as wat die skilpad is, so hy het lekker onder die boom gaan rus, terwyl hy geweet het die skilpad is nog besig aan die resies. En julle sal nie glo wat gebeur het nie. Hy het aan die slaap geraak onder 'n boom.
En die skilpad het verby hom gegaan en hy het by die eindstreep uitgekom en hy het die hasie gewen daardie dag. Ons moet nie wees soos wat die hasie is nie. En hierdie lewe wat ons leef, as kinders van God, moet ons elke liewe dag ons beste gee. En ons moet elke liewe dag goeders doen wat Jesus se hart bly gaan maak, tot ons eendag ons eindstreep behaal. Totdat ons eendag doodgaan en nie meer hier gaan wees op aarde nie. Want weet julle wat, as ons beste gee elke liewe dag van ons lewens en ons behaal die eindstreep, dan gaan daar, soos dat ek vandag die prys gewen het, gaan daar 'n baie groot prys wees aan die einde van ons lewens. En daai prys gaan nog beter wees as hierdie goue medalje. Want hierdie goue medalje kan ek net geniet totdat ek eendag nie meer hier is nie, nê? Maar die prys wat ek gaan kry as ek Jesus se hart bly maak en daai goeie resies hardloop wat Jesus wil ek moet hardloop, daardie prys wat ek gaan kry is groter en beter as enige iets anders. Daardie prys noem ons die ewige lewe. Ja, die ewige lewe. En die ewige lewe, julle, die ewige lewe beteken dat ek en jy, wat Jesus se hart bly maak, eendag hemel toe kan gaan. Julle, en die hemel gaan so fantasties wees. Want die Bybel leer my, dat in die hemel gaan daar nie meer hartseer wees nie. Daar gaan nie meer pyn wees nie, daar gaan nie seer wees nie, daar gaan nie siekte wees nie, daar gaan niks van die slegte goed wat ons op hierdie aarde beleef in die hemel wees nie. En Jesus gaan daar wees, en ons gaan elke liewe dag tyd saam met Jesus kan spandeer. Ag julle, ek kan nie wag om elke dag goed te leef, tot ek my eindstreep behaal nie. Want ek weet, dit gaan so lekker wees, om eendag die groot prys te wen, die ewige lewe te kry, en by Jesus te kan wees. Nou maats, ons gaan gou kyk wat sê die Bybel vir ons, wat vandag se onthouversie is. So moenie weggaan nie, ons gaan nou weer terug wees. Welkom by ons onthouversie. Vandag gaan ons lees uit die Bybel uit 1 Korintiërs 9 vers 25. 1 Korintiërs 9 vers 25. En die versie sê vir ons, al die deelnemers oefen hard om die hemel as prys te wen. 1 Korintiërs 9 vers 25. Al die deelnemers oefen hard om die hemel as prys te wen. Ag, maats, hierdie gedeelte het my so opgewonde gemaak om elke dag goed te leef en die Here se hart bly te maak. Nou, ons gaan afsluit met gebed, maar moet nog nie weggaan nie, want ons gaan nog eers 'n bietjie saam sing en die Here groot maak. So kom ons bid gou saam. Here Jesus, baie dankie dat U vreeslik goed is vir ons, dat U baie lief is vir ons, en baie dankie Here Jesus, dat U ons vandag geleer het, dat ons hele lewe 'n resies is, en dat ons beste in hierdie resies moet gee. Help ons Here Jesus, dat ons nie sal moeg en uitgeput raak nie, maar dat ons elke liewe dag ons heel beste sal gee, sodat ons eendag daardie prys kan wen, en na U toe kan gaan, en in die hemel kan wees. Baie dankie dat U so goed is vir ons. Ons het U baie lief, Here Jesus. Amen. Nou lekker saam sing en dans. Sien julle later. As we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Our God, You reign forever, our hope, our strong You
Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord.